Die versnelling. Op 'n en werk. Ek luister. My steeds. Mooi. Goed, dan het hulle vir jou gevra, vraag 3.5. Teken 'n vrye kragte diagram met byskrifte van al die kragte wat op trolley B inwerk. Let op dat die komponente van die kragte nie in die diagramme mag gebruik word nie. Okay, so dis wat ek vir jou gesê het in gister se les dink ek, né? Nee? Sê reg. Hierdie wat jy hierso teken is vir jouself. Okay? So dit is nie as jy in my klas sit, is dit nie opsioneel nie. Ek sê nie vir jou as jy wil teken dit vir jouself, en ek sê jy teken dit. Jy highlight dit, jy breek dit om sy komponente, maar wanneer dit as 'n vraag is, teken die kragte diagram van wat, dan mag jy hom nie opsplit nie, jy gaan hom nie highlight nie. Okay, so vraag 3.5 moes so gelyk het. So en so. Vir hierdie ene sal jy 0 kry. Hoekom sal jy 0 kry? Want daar is nie byskrifte nie, en dan vir hierdie ene sal jy 3 uit 5 kry. Hoekom? Want die kragte moet raak. En dan moet eintlik 'n kolletjie wees. Ja. Misschien nie FA en sy komponente. Wat het ek nou net gesê? Wat het ek nou net gesê? Ja, maar is dit nie soos deel van die ding nie? Jy help hom van die balle van die sloot. Hierdie teken jy vir jouself. Kragte, opbreek en highlight. Wanneer hulle vir jou vra dit as 'n vraag, mag jy dit nie opbreek nie. Hulle sê, let op dat die komponente van die kragte nie in die diagramme gebruik mag word nie. Vir jouself, hierdie, nog voordat jy die vraag lees, doen jy hierdie. Ja. Ja. En dit maak ook nie saak of hulle dieselfde grootte is of een bietjie langer of wat ek al nie, want jy weet nog nie die grootte van die vektore nie. Daar's 'n rede hoekom ek net vir seniors skool gee. Want hulle nie beheerskes hierso nie. Fokus. Okay, toe, vraag 3.6. Sorry, het ek nou, dit moes gister het ek hier begin. So kom ek gaan net hierdie skuif. Gaan daai ook. Nie daai nie. Nie daai nie. Ja. Ek kan nog een keer probeer. As dit nie werk nie, dan is dit nou maar so. Yes, well done. Ja. Goed. Vraag 3.6.1 vra hulle vir jou. Bereken die normaalkrag op trolley B. Nou hierdie ding tel 4 punte. Die werk wat ek nou gaan doen is bietjie excessive. Ek gaan 'n bietjie te veel werk doen, maar liewers dit as wat jy te min goeders neerskryf. Okay. So, waar is normaalkrag vir B? Daar is hy. Daar is nie 'n formule vir normaalkrag nie. Daar is nie iets soos normaalkrag is gelyk aan M maal G nie. Daai bestaan nie. Okay? Jy gaan sê, goed, waar is normaalkrag? Daar is normaalkrag. Ek het hom groen gehighlight. So, om hom te gaan uitfigure, moet ek na die groen kragte gaan kyk, sê ek vir myself. Dan sê ek reg, hierdie trolley beweeg regs, hy beweeg nie op en af nie. So dit beteken die groen kragte of die groen vlak of die vertikale kragte is in ewewig. Okay, so ek kan gaan sê F net is gelyk aan M maal A en sê nou maar ek kies nou op as positief, dan is dit Fn plus Fi minus Fg is gelyk aan 0. Okay, so die op en die op minus die af. Okay. Nou het ek nie genoeg afgegaan hierso nie. Maar wat hierdie dan vir my sê is die normaalkrag is Fg minus Fi. Dus ook die normaalkrag gaan uitwerk, want ek vat dit mos nou aan die ander kant toe. Okay. So nou gaan ek sê normaalkrag is, hoe bereken ek Fg? Dit is die massa en sy massa is 10
maal met 9,8 minus, hoe gaan ek Fi bereken? Ek gaan gou hierso inzoom. Daar het ek F, hy is, ek gaan hom, wegvat, hy is, tog 50, het ek die x-komponent, het ek die y-komponent, en hierdie hoekie is 30 grade. So hoe gaan ek die y-komponent gaan uitwerk? Dit is sin, want dit is teenoorstaande oor aangrensing. So dit is minus 50 sin van 30 grade. En ek dink julle kry 73 Newton. Okay. Goed, is julle met my? Ja? Ja. So is dit verkeerd as ons sê Fn plus Fi is gelyk aan die massa maal versnelling? Gravitasieversnelling. Ja. G, jy het gesê G. Okay, dit beteken jy het hierdie stappie geskiep en dadelik hierdie kant toe gegaan, basically. Of, jy weet, soos daar was nou net aan die kant toe. Partykeer, soos hierdie vraag tel nou 4 punte, partykeer wil hulle hê dat jy daai 0 skryf. Okay, so, jy kan liewers hierdie stappie skiep as wat jy daai stappie skiep. Okay. Nog 'n vraag? Ja. Jy is die, daar. Nee, is reg. O, daar is verkeerd, ja, want hierdie een is op en hierdie een is af. So daai 2 plus en dan minus die onderste. Ja, want ek opgekies as positief. Okay. Goed. Dan vraag 3.6.2. Sê dit vir jou, bereken die versnelling van die trollies en dan sien jy dit al 7 punte. 7 punte is ek verseker baie werk. En 99,99 95% van die tyd. 95% van die tyd. As hulle vir jou sê bereken versnelling van die 2 trollies, daar's 2 goed connected met mekaar, of hulle sê vir jou bereken die spanning, dan gaan jy beskou hierdie ene, sit hulle gelyk aan mekaar. 95% van die tyd. Daar is 1% wat hulle, nie 1 nie, 5% van die tyd wat hulle vir jou genoeg inligting gee, dat jy net 1 trollie hoef te beskou. Okay. Goed, so, daar het ek vir A, daar het ek vir B, hulle beweeg regs, ek het regs gekies as positief. So vir A het ons die spanning, daarso, minus FK. Sorry, ek wil nog hier gehighlight het. Ek gaan na die geelkragte kyk. Okay. So, die spanning minus FK, en dan sien ek, hulle het nie vir my die wrywingskrag gegee nie, hulle het net vir my die wrywingskoëffisiënt gegee. Jy moet mooi lees, dat jy dit nie mis nie. Okay, en om die wrywingskrag uit te werk met die wrywingskoëffisiënt, is daar 'n formule, wat sê wrywingskoëffisiënt maal met die normaalkrag. Okay, so daar het ek nou daar gaan invul. En dieselfde het ek aan hierdie kant gedoen, vir B het ek die x-komponent, minus FK minus T, en as ek daar kyk, sien ek om die x-komponent uit te werk, was my prentjie, daar is hy, so dit is cos, want dit is aangrensend oor skynsy, so dit is F cos theta, om wrywingskrag uit te werk, is dit koëffisiënt maal met normaalkrag, minus T. Is julle met my? So iemand wat 'n vraag het daar? Ja. Okay, Nadia, ek gaan jou limit tot 5 vrae per periode. Jy trek by vraag 3. Ja? As jy soos die 3 het, en daar, en jy nou net sê nou maar die skynsy, maar dit F is, ek wag, daar nie, maar moet, okay, wag, maar ek sê nou, maar soos jy weet dat jy dat F loodreg en F parallel is, moet jy altyd cos of sin Nee, ek weet jy het tan gebruik, want jy het klaar Fi uitgewerk hier, daar. So jy klaar Fi en jy het 50, so dan kan jy Pythagoras gebruik om x uit te werk. Dis fyn. of kan jy 'n ander een? Okay. Goed, nou gaan ek waardes gaan invul wat ek het. T minus 0.32 en hier is A en A se normaalkrag het ons nog nie uitgewerk. Nou hierdie is voorwerp A. Die normaalkrag vir A en die normaalkrag vir B is nie dieselfde nie. Hulle massas is anders. Hierdie het nog 'n vertikale komponent ook. So die normaalkrag vir A het ek pink gehighlight. Daar soos hy. Nou omdat hulle die enigste 2 kragte is en omdat hierdie ding nie op of af beweeg nie, is hierdie 2 gelyk aan mekaar.
So hierso kan ek nou sê vir die normaalkrag in my oomblik is 5 maal met 9,8. Sy massa is 5 en ek het nie sy versnelling nie. Ja? OK. Goed, dan hier by kom ek maak eers A klaar. So dan gaan ek sê T is gelyk aan 5A en as jy daar uitwerk, het iemand dit uitgewerk? Vertrou ons vir enige iemand in hierdie wêreld? 15.68. OK. Goed, so daar het ek nou vergelyking 1. Ek het 2 onbekendes wat ek nie weet hoe om uit te figure nie. Pause net daar. OK, nou gaan ek na B toe. By B het ek die F is 50, kos 30 grade. Die wrywingskoëffisiënt is vir hulle albei dieselfde. En hierdie normaalkrag het ek nou net gaan uitwerk. Philip, daar gaan uitwerk. Ek weet hy is 73. Minus T is gelyk aan 10 maal met A. Sjap, het iemand 'n vraag daar? OK, so ek gaan hom gou gaan herrangskik. Hierdie T is negatief, so ek vat hom aan 'n kant toe. Dan gaan ek in my sakrekenaar invul hierdie minus hierdie en dan 10A gaan aan 'n kant toe, dan word dit mos 'n minus. OK, jy vertrou nie vir my nie, ek maak baie foute. Jy vertrou ook nie vir Piet Pompies wat sê hy werk dit uit nie, jy werk dit uit. Jou toekoms is in jou hande. Jy wil nog 'n bietjie klaar? Duidelik jy nie goed in 'n vak slaan nie. Nee, ek staan nie kinders nie. Goed. Het iemand anders 'n vraag behalwe my sakrekenaar werk nie? Ja. Ja, maar is het beter om je T by vergelyking 2 datum te neem? Dus dan mensen net zo... Gaan jy sommer net hierdie T daarin invul? Ja, sjap. OK, goed. So nou het ek daar 2 vergelykings en die 2 T's of albei vergelykings is gelyk aan T. Hoekom mag ek hulle gelykstel aan mekaar? Want dit is dieselfde toutjie, dieselfde spanning. So ek mag hulle aan mekaar gelykstel. So ek gaan 1 gelykstel aan 2. So ek het 5A plus 15.68 is gelyk aan 19,94127 minus 10A. Beter. OK, so het 15A is gelyk aan, moet jy luister. 15A is gelyk aan 4,26127. Skryf jy? En dan daai antwoord gedeel deur 15 en jy kry die versnelling om te wees 0,28. Is jy hom reg? Ja, juffrou. Oh my word. Wat het ek vir jou gesê, Neil? So, hier is wat ek wil hê, julle moet my vertrou. Hoor jy, Neil? As ek sê, jy gaan dit binnekort reg kry, haal asem, dan weet ek waarvan ek praat. Dis my eerste jaar dat ek graad 11 doen. Ja? Juffrou, ben ek weet, soos wat was daai desimaal dan weer by daai 4,26127, jy moes dit in jou sakrekenaar ingetik het, en dan het jy gedeel deur 15 mos nou van die A, en dan 0,28. Alright. Het iemand 'n vraag daar? Ek gaan nou hom aansit, as ek hom dadelik aansit, dan brand die liggie uit. Het iemand 'n vraag? OK. Nou vra hulle vir jou by 3.6.3, vra hulle, bereken die grootte van die spanning in die tou tussen die 2 trollies. En jy kan sien, dit tel net 2 punte. OK, hoekom? Want jy het al reeds vir jouself 2 vergelykings gaan uitwerk om spanning mee uit te werk. So nou kan jy of vergelyking 1, wat jy 1 bygemaak het, of vergelyking 2, gaan jy nou net jou versnelling gaan inwerk, en in wetenskap van 1 vraag na die volgende werk ons met jou fout. So of jy nou halfpad daar gemoes aangejaag het, soos jy het jou wiskunde ergens verloor halfpad, jy weet nie meer wat om te doen nie, skryf net 'n antwoord neer. Skryf net, versnelling is gelyk aan 2.
versnelling is gelyk aan 10. Versnelling is gelyk aan 1 miljoen as jy wil. Okay, as jy gaan daai vraag verkeerd wees, dan die volgende vraag wat jy hom gaan toepas, gaan reg wees. Okay? So, jy kan nou enige een van die formules kies. Ek gaan sommer formule 1 kies. So ek het T is gelyk aan 5A plus 15.68. Nou gaan ek daai A gaan invul, 0,28 plus 15.68. Ja, wat is dit? Wat? Chop. Alright, het iemand 'n vraag? Goed, julle het ook gehad vraag 4 op bladsy 23. Okay, skus, jy kan sien ek het hierdie vraag gekopie uit ou vraestelle uit, né? So hierdie is nou waar ek gesê het my notas is nie belangrik nie, maar hierdie is ou vraestelle. So hierso kan jy vir jouself sterretjies by maak en sê oefen weer voor 'n toets. Hierdie is goeie toetsvraag. Ja. Dis omdat jy hierso of hierso anders afgerond het. Dis fyn, daar sal 'n weet jy wat, ek het nie hierdie vraag antwoord afgerond op my sakrekenaar nie. So as ek die onafgeronde een daar gaan insit. Dis fyn. Dit sal 'n range wees van wat aanvaarbaar is. OK. Goed, vraag 4 op bladsy 23. Goed, hulle sê vir jou daar, jy het 2 blokkies met daai massa en daai massa. En ek gaan hom net gou vinnig hierso teken oor. Jy het P, daar's wrywing, daar is Q, hy's 2 kg, hy's 3 kg. Jy trek hom met 36,25, hierso is A, B, C, hierdie hoekie is 30 grade. Okay, dan sê hulle vir jou, jy het hom 30 grade, toegepaste krag, parallel, grove gedeelte, wrywinglose gedeelte, en dan in wetenskap, joh, gewoon 'n persentasie is hier vandag, 90% van die tyd, die goeders wat bo die prentjie is gewoonlik in die prentjie. Jy kan sien, alles wat daar staan bo, het jy die vraag oop langs aan jou terwyl jy merk. Alles wat staan bo die prentjie is in die prentjie. En alles wat onder die prentjie is nie in die prentjie nie. Dis meeste van die tyd so, okay? Goed, so onder die prentjie sê hulle vir jou, daar is op P 'n wrywingskrag van 2.5 en op Q, nee, daar's op Q absoluut niks nie, want dit is wrywingloos. Okay, so dit is wat hulle vir jou daar sê. Nou vra hulle vir jou, voordat ons vra, wat gaan jy gaan doen? Vrye liggaamsdiagramme, né? So ons het vir P en ons het vir Q. Joh, ek het nog net vir Jessica vraag gevra. Nadia. Asseblief. En? Verduidelik gou vir Neil, hoekom mag ons dit nou opsplit in sy komponente? Dankie. Okay. Kryten gee vir my die kragte op Q.
geen wrywing links nie. Hulle sê vir jou kies wrywing los. En jy gaan hierdie een opsplit in sy loodregte komponente, parallel en loodreg. Nou wil ek by jou weet, Cameron, hoekom het ek, hoekom highlight ek hierdie kragte geel en hierdie kragte geel? En dan Sean, jou vraag gaan wees, hoekom is hierdie pink en daai groen? Ja. Juffrou, is dit nie want soos al daai gaan in dieselfde rigting? Of is het te doen met dieselfde? Ek weet dit wat ek nou sê is glad nie reg nie. Nou, kom sê dit. Soos, want soos iets in my kop maak sê, maar soos dis glad, dis nie die antwoord wat juffrou wil hê. Ek wil die regte antwoord hê. Gee my die regte antwoord. Juffrou, dis op dieselfde vlak. Hulle is almal, dankie Brandon. Nie Brandon nie, Bernard. Juffrou, dis wat ek probeer sê, dit is soos Okay, so hulle is nie almal in dieselfde rigting, want party is links, party is regs, maar hulle is almal in dieselfde vlak en hulle beïnvloed mekaar. Okay, Sean, hoekom is die een pink en die ander een groen? Juffrou, dit is nie dieselfde vlak. Ja, Invloed mekaar, as die een van optrek van die ander nie met hulle. mooi. Okay, nou hulle is tegnies in dieselfde vlak, want hulle albei is almal loodreg, maar hulle beïnvloed mekaar. Goed, dan vraag ek weer daar wys nog niks. Ek gee hom net 'n oomblik want ek sien sy liggie flikker klaar hoor. Hulle vra vir jou by 4.1, bereken die wrywingskoëffisiënt tussen die oppervlak en die 2 kg blok. Okay, so die wrywingskoëffisiënt. Goed, daar is 'n formule om die wrywingskrag uit te werk. Jy moet nou luister, sit jou luister goed aan. Die formule is Fk is die wrywingskoëffisiënt maal met die normaalkrag, né? Fk is gelyk aan die wrywingskoëffisiënt maal die normaalkrag. Nou gaan check ek, watter inligting het ek? Wrywingskrag het hulle vir my gegee. Hulle het vir my gesê dis 2.5. Okay. Die wrywingskoëffisiënt wil ek gaan uitwerk. Goeiemiddag. Okay. En die normaalkrag het ek nie. Luister julle. Normaalkrag het ek nie. Was die formule om uit te werk nie, maar ek gaan kyk op my diagram. Ek het hom pink gaan highlight. Daar is nog 'n pink krag. En net een ander pink krag, die loodregte komponent van gravitasiekrag. Okay, en die voorwerp beweeg nie so op en af nie. So die normaalkrag is gelyk aan die loodregte komponent. Okay, so daarom kan ek sê 2.5 is gelyk aan die wrywingskrag maal met 2 maal met 9,8 maal die kos van 30 grade. Want dit is die loodregte komponent, né? Nee? Okay, goed, en toe jy dit gaan uitwerk, wat kry jy vir die koëffisiënt, Rico? Ek glo jy, maar ek glo jy nie. Nou, 0,15 is reg. 0,14728 0,15. Okay, het iemand 'n vraag daar? Ek rekord die les. Elke liewe les rekorde. Okay. Okay. 4.2. Sê dit? Bereken die grootte van die versnelling van blok P terwyl dit op gedeelte AB beweeg. Nou sê die vraag vir jou gedeelte, bereken die versnelling van P. Beteken dit jy hoef net na P te kyk? Nee, hoekom moet jy na albei kyk? Hoekom kan jy nie net na een voorwerp kyk? Nee, Bernard. Juffrou, want die spanning kom nog steeds van P af. En so die wrywingskrag of die gaan nog steeds saak maak met P getrek. Hoekom? Dis reg. Want dit is gebind aan mekaar. Nee? Sê maar jy gaan nou met vakansie en jy het 'n kar en jy is sleeppa of karavaan of 'n perkar wat kom agter. Reg? Dan
of jy nou met die ding sleep en sonder hom is, gaan jy versnelling waar anders gee. As jy die petrol op dieselfde plek krag, dieselfde toegepaste krag het, met en sonder 'n karavaan sleepbaar boot, wat ook al jy het, gaan jy versnelling waar anders wees. Dus omdat hulle connected is en omdat die ander 'n massa het, moet jy albei in berekening neem. Ek het so vermoed die ding gaan nou weer afgaan. OK. Ja. Mooi. F net is gelyk aan M maal A vir P en daarom of ons moet ook na Q kyk. F net is gelyk aan M maal A en ek gaan na die geelkragte kyk, sê ek vir myself. OK. Nou sal jy sien ek skryf in die klas hierdie twee goeie so langs mekaar net sodat julle gelyktydig albei kan sien. OK? Maar in 'n toetsroof eksamen mag jy dit nie langs mekaar skryf so nie. OK? Die eksaminators einde matriek merk nie aan die regterkant nie. Dit wat jy aan die regterkant doen, sien hulle as rofwerk. Hulle merk dit wat aan die linkerkant is. OK? So jy wil hulle onder mekaar skryf. En dit is nie juffrou Mark se reël nie. So jy gaan nie vir my kwaad wees nie. Jy gaan net doen wat ek sê want ek is altyd reg. Sê weer? Dit lyk mooi, maar jy mag nie. OK, so ons het T minus FK minus FG parallel. Dat was net 3, nee, wat ons geel gehaal het, ja. Is gelyk aan M maal A. Ons weet nie wat is die spanning nie. Die wrywingskrag het hulle vir ons gegee. En om die parallelle komponent uit te werk, Carissa, hoe doen ons nou weer dit? Sin. So jy gaan sê minus 2 maal 9,8 maal die sin van 30 grade. Ja, julle almal het al dit onder die belt. Onder die knie, onder die belt. Julle het dit onder. Nêrens. Onder die knie, nie onder die belt nie. OK. So ons het rede hoekom ek die tale gee nie. OK, so ons het T is gelyk aan 2A plus het jy weer fout gemaak? Juffrou, ek het vergeet, dis 'n sin om te dink. Maar nou moet jy 'n ander rympie vir jouself maak. As dit nie jou ding is nie, maak 'n ander rympie. Nee, juffrou, ek verstaan dit. Ek net stupid gedink. Jy het dit gesê nie, ek nie. OK, so daai is op P. Nou gaan ons kyk na Q. Q het ons F minus T minus FG parallel, want hy het nie wrywing nie. F het hulle vir ons gegee, 36,25. T het ek nog nie. Om FG parallel uit te werk, gaan ons sê 3 maal met 9,8 maal die sin van 30. Ek weet nie of ek nog plek het, ek het. Is gelyk aan 3 maal met A. OK, so hierso is ek minus T aan hierdie kant. Ek gaan net inzoom hierso. So ek het minus T aan hierdie kant. Ek wil hom aan die ander kant toe vat. Dan vat ek daai 3A weer hierdie kant toe. So ek het 36.2. So ek het 21,55 minus 3A is gelyk aan T. Kry julle dit ook? Juffrou, ek het 21,7. Kom ons kyk net. Is dit 36? Ja, 0,25 minus 3 maal met 9,8 maal met die sin van 30. Ek het 21,55. Kyk net of jy nie iets in. Dit kom weer in. Kry jy ook 21,55? OK. So ek noem hierdie ene 1, ek noem hierdie ene 2. Ek sê 1 is gelyk aan 2. Wys ergens, want hierso merk hulle partykeer met jou fout. So of jy nou nie T gelyk aan 1 gesit het nie, maar jy het hierdie ene nou daarin gaan stel, soos jy Louis, wys dit ergens. OK, soos jy moet sê, stel 1 in hier. OK, so sê dit vir hulle ergens. Highlight daai of onderstreep dit of wat ook al. Jy kan eers of jy kan sê, soos ek dink baie van julle kom tot hier en dan is daai jou 2.
Dan kan jy sê, stel 1 in 2. En dan stel jy hom in. Okay, maar wys dit want jy kry 'n punt vir die feit dat jy dit sê en toepas. En julle skribbel partykeer in 'n toets of eksamen en dan mis die eksaminator dit en dan verloor jy daai punt. So in like on Ja, maar en dan moet jy dit toepas hierso. So die eksaminator se oog sien dit en dan gaan hulle vir jou hier die punt gee. Okay. Goed. Alles in die lewe, dames en here, hier kom julle preek vir die dag. Alles in die lewe gaan oor hoe jy ander mense laat voel. So as ek die hele tyd vir julle sê, "Jes, julle is dom," kan julle nie net bykom nie. Soos wil julle nie net 'n bietjie leer, word bietjie wakker. En later gaan jy dink, "Jy's dom, jy kan nie die vak doen nie, jy vrou nie van my nie, bla 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 bla." As ek vir julle sê julle is spesiaal, Lukas Johannes Marx. Die maatjies moet fokus. As ek vir julle sê, julle is oulik, julle is spesiaal, julle kan dit doen. Wag net, julle gaan dit nou snap. Die volgende som. Dan later dink jy dit van jouself. Dieselfde hier met hoe hierdie eksaminator laat sien. Hierso gaan ek nou hierdie doen. Hierso gaan ek nou dat doen. Dit is hoe jy volpunte kry. Goeie maniere. Sê weer? Dan gaan jy dit glo. Dan moet jy nou nie die werk ook insit. Maar jy gaan dan daarby kom op die ou einde van die dag. Wil jy nie buite gaan doen nie? Kyk, is julle met my? 1,85? Ja? Okay. Het jy hom? Nee, juffrou, myne antwoord is in minusse in juffrou. Maar dit is omdat jy daai FG parallel vergeet het. Of aan. Ja, maar daar is nou op jou, nê. Kyk die video's, ek rekord elke liewe les. Okay. Goed, dan vraag 4.3. Vra ek vir jou, word die versnelling van blok P, soos wat jy nou net uitgewerk het, groter, kleiner of bly dit dieselfde wanneer blok P eers anderkant punt B is? Met ander woorde, wanneer dit ook in gedeelte BC is, gee 'n rede vir jou antwoord. Okay, so, hulle sê nou vir jou, hierso trek jy hom op, en nou is jy verby punt B. Sorry, ek het nooit hier 'n streep hier gesit nie. Nou is jy verby punt B. Gaan sy versnelling nou groter of kleiner wees? Waar trek ek nou? Aljanay? Hoekom? Okay, daar's nie wrywing nie. Nou, dames en here, regte antwoord, regte idee, maar hoe jy dit beantwoord, gaan maak dat jy net 1 uit 2 kry. Okay, so wat moes jy gesê het? Jy gaan sê, maar eintlik moet jy die vraag 3-4 punte tel vir die antwoord wat hulle hierso soek. So jy gaan sê groter, baie mooi, daar kry jy klaar 1 punt. Maar hulle het vir jou 'n vraag gevra oor versnelling. En daar's 'n definisie oor versnelling. Weet oor versnelling? Versnelling is direk evenredig aan die krag en omgekeerd evenredig aan die massa van die voorwerp, né? Nee? Het die massa verander? Nee, het die netto krag verander? Ja, want omdat daar nie meer wrywing is nie, is die netto krag groter. Okay? So jy gaan vir hulle sê, die versnelling is direk evenredig aan netto krag. In wetenskap, as jy ooit 'n rede moet gee, en daar's 'n formule wat daarmee dit samegaan, moet jy die formule gee. Okay? So jy sê, versnelling is direk evenredig aan die netto krag. En, omdat daar nou geen wrywing is nie, het die netto krag vergroot. Ja. Maar ek sê nou as ek dit doen, dan sê dit in plaas van A en B. Okay, laat ek hoor. Dan ek soos sê, wanneer die weerstand is gelyk aan meer versnelling. Nee, maar jy het niks gesê van die netto krag nie. Nou soos net die krag. Jy moet hom insit. Okay, nog 'n vraag? Goed, nou gaan ons na die tweede vraag 4 op bladsy 23. Okay, sê, 'n motor beweeg na regs oor 'n horisontale oppervlak as gevolg van 'n horisontale krag van 4400, hierdie een is 800, sy massa is 1000, hierdie is 'n baie boring vraag. Sjap. Okay, nou vra hulle vir jou, skryf Newton se tweede bewegingswet in woorde neer. Dit is jou clue dat daar versnelling is.
Okay, laat ons hoor. Courtney, kyk op. Juffrou, wanneer 'n netto-krag op 'n voorwerp inwerk, versnel die voorwerp in die rigting van die netto-krag. Die versnelling is direk evenredig aan die netto-krag en omgekeerd evenredig aan die massa. Van die voorwerp. Van Baie mooi. Goed, dan 4.2 vra hulle vir jou, bereken die grootte van die versnelling van die motor. Sê reg, juffrou, daar het ons F-net, hierso het ons wrywing, hier is normaalkrag, hier is rotasiekrag, hy gaan in daai rigting versnel. F-net is gelyk aan M mal A, skies regs as positief, want hy beweeg regs. Boring vraag hierdie. F minus FK is gelyk aan M mal A. Hierdie is 4400 minus 800 is gelyk aan 1000 maal met A. Sjoe, wat is dit? 3.2? 3.6 meter per sekonde kwadraat. Okay. 4.3 sê hulle. Ten einde die motor tot stilstand te bring, word die toegepaste krag van 4400 Newton vervang met 'n horisontale remkrag. Hy trabriek. Terwyl die motor stadiger ry, ondervind dieselfde grootte wrywingskrag as voorheen en die grootte van die grootte van sy versnelling is 4. Bereken die remkrag op die motor. Okay, nou raak dit bietjie meer interessant. Karretjie. So, nou trap jy nie met petrol nie, jy briek nou. So jy briek en wrywing op die wiele. So jy het jou remkrag, ek gaan hom FR noem vir rem. En dan het jy nog jou wrywingskrag. Okay, in watter rigting beweeg die motor? Regs. Nee, want hy beweeg nog steeds vorentoe, hy gaan net stadiger vorentoe. Goed. En nou sê hulle vir jou daar's versnelling. Hulle nou help my verstaan. Hulle sê vir jou daar's versnelling, maar hy gaan stadiger, maar hy beweeg vorentoe. Wat weet jy dan van die versnelling? Nee, mag iemand bel 50-50 as audience. Sjoe, Courtney. Wat was die vraag? Die kar ry nou stadiger want hy briek. Maar hulle sê vir jou daar's versnelling. Negatiewe versnelling. Hy vertraag. So jy moet weet dis -4 is die versnelling, want hy vertraag. Okay. Goed. So nou het ek F net is gelyk aan M maal met A. Ek kies nog steeds regs as positief, want dis wat ek in die begin gedoen het en jy stiek daarmee. Okay, nou het ek minus FR minus FK is gelyk aan M maal met A. Dit is albei links. En ek het regs gekies as positief. So ek wil nou weet, wat is die remkrag? Die wrywingskrag is hulle, sê hulle is nog steeds 8800. Nee, 800, net 800. Die massa is nog steeds 1000 en die versnelling is -4. So dis -4000 van die 800 aan die kant toe, dis -3200. So FR is 3200 Newton links. Kom reg, Louis. Ja. Okay, het jy gesê links? Ja. Regtig? Ja. Hier is ek trots op jou. Wag net gou 'n oomblik. Juffrou, nou ewe skielik bring jy weer links, regs, blablabla. Maar hier het jy niks gesê van links, regs nie. Dit is ook 'n vektor. Hier het jy vir niks gesê nie. Okay, is nou nie vektor nie. Hier het jy vir niks gesê nie. Hoekom nou ewe skielik? As jy so loer na die vraag, dan sal jy sien 4.2, die boonste vraag 4.2 sê hulle, bereken die grootte van die versnelling. So jy hoef nie 'n rigting te gee nie. By 4.2, die tweede 4.2, bereken die grootte van die versnelling. Jy hoef nie 'n rigting te gee nie. Maar by 4.3 sê hulle, bereken die remkrag. Nie die grootte van die remkrag nie, remkrag. En krag is 'n vektor en 'n vektor het grootte en 'n rigting. So dis hoekom ek sy rigting gesit het. Nou as jy nie so wakker akker is soos wat ek vandag is nie, dan moet jy maar nie gewoonte kom om altyd die rigting te gee, want dan weet jy jy's veilig. Is julle met my? Wat is 'n vraag? Ja. Nee. Dan gaan jy mos sê plus plus plus, né? Nee? Maar dan moet jy nog steeds links skryf aan die einde. Ciao. Maar wees net versigtig daarvoor. Hierdie vraag was te maklik. Okay, ek het nie vir julle nog werk gegee nie, nê? Okay, kan ons level up met die vraag.
So is nog nie die moeilikste vraag wat daar is nie. Ja. Ja, dis wat ek nou net gesê. Ja. Ek sal nou kom loer. Kyk, voel jy al hoe jou brein vergroot het die afgelope 10 weke? Totdat jy So nou gaan ons na die moeilikste tipe vrae toe. O, ek het 'n vraag gekry antwoord. Okay, reg. Nou hierdie is hoe jou prakties gaan lyk. Julle gaan in die eksamen toetsreeks. Dis so een dag, ek kan nou nie mooi onthou wanneer nie, gaan julle 'n prakties doen. 'n Verbinde. Okay, oor Newton se tweede wet. Okay. So die prakties gaan julle toets en die prakties nie soos in die afeksamen. Okay. Nou in die prakties en ook 'n klomp vrae in die eksamen, gaan julle iets sê, trollie, karretjie, bewiggie, baksteen, wat ek al. Dan gaan julle 'n folie hê, 'n katrol hê. Nou my katrol lê daar bo in haar ou lê. Okay. Goed. So dit is nou net my katrol. Okay, maar as jy katrol het, is 'n bietjie en hy slide lekker met vinger in 'n baie driver. En dan gaan jy gewiggie sê hieronder. Okay. So ons het voorheen nog net gehad dat hulle so geliefd is met mekaar, né? Nee? As jy net regs beweeg, jy links beweeg, dan moet jy dit reg. So. Nou het ons hom so. Okay. Nou wat doen 'n katrol? 'n Katrol maak dat jy verskillende vlakke bymekaar kan tel. Nou bymekaar dan byt of aftrek maar. Right, ons katrolle gaan sonder wrijving wees, gaan lig wees, of jy gaan nie die katrol se wrijving in berekening kan neem. Okay, so nou wil ek weet, as hierdie dingetjie regs gaan, in watter rigting gaan die gewig hê? Op. En as hierdie links gaan? Af. So dit beteken ons kan hierdie se regs en links by hierdie se op en af tel. So hulle twee is nou nie dieselfde vlak. Hierdie is op en af, is nie dieselfde as hierdie is op en af. Want as jy hierdie ene optel, gaan jy die nu binne. En 'n regs doen, gaan jy die ene op. Julle weet maar. Great stuff. So, ek wil hê ons moet gaan loer. Ek wil net vinnig iets kyk. Okay. Ek wil hê julle moet gaan vir my na in jou notas na bladsy 19. In jou notas na bladsy 19 en ons gaan hoe laat is die klok? Vir 10 minute. Okay, goed. So. Bladsy 19. Wil ek hê ons gaan kyk na nommer 14 en nommer 15. Okay, so as ons nie klaar maak nie, is daar jou huiswerk. Ook skus nommer 16. En dan gaan jy ook huiswerk hê op bladsy 24 nommer 5. Jy het wetenskap gekies, nie ekie. Okay. Ek sien julle nie op maandag nie. Okay. Goed. So, sê daar. 'n man 'n massa van 7 kg rus op 'n horisontale oppervlakte en is vas aan 'n 3 kg wat hang, soos in die diagram aangedui. Wat is die versnelling van die stelsel? So wat ek eintlik vir jou daar moes bygesê het is, hulle is daar en toe hulle laat los, want ek het begin met hy's in rus. Okay, so hy's daar en toe hulle laat los en dan gaan hulle obviously nou beweeg. Is julle met my? Okay, en ek sê vir julle dis 'n wrywinglose stelsel. So as ons kyk na die 7 kg en die 3 kg kragtediagramme. 7 kg het gravitasiekrag en normaalkrag, loodreg op die oppervlakte en spanning in die toutjie. Ek gaan nou vinnig sodat ek vir jou so min as moontlik uit kan gee. B het ons gravitasiekrag nou op die punt van die aarde, spanning op in die toutjie. Reg, en nou moet ek en ons geen wrywingloos. Nou moet ons versigtig wees van ons highlight, wanneer hierdie een se links en regs is connected met hierdie ene se op en af. Want as hy regs beweeg, dan gaan daai ene af beweeg.
So nou wanneer ek rigtings kies as positief, moet ek ook fokus. Want as hierdie ene regs beweeg, dan gaan hierdie ene afbeweeg. Is julle met my? So ek kan nie vir hierdie ene opkies as positief nie. En dan gaan die toukie mos scrunch. En dit is nie wat gebeur nie. Okay, so hierdie een, as hy regs beweeg, gaan hierdie ene af beweeg. So as ek vir hierdie ene regs kies as positief, dan kies ek vir hierdie een af as positief. Is julle met my? Okay, nou vir hulle vir jou bereken die versnelling van die sisteem. So ek gaan sê F net is gelyk aan M mal A, F net is gelyk aan M mal A. Hierdie gaan nou 'n baie simpel vraagie wees, want dit is net 'n opwarmingsvraagie. Okay, so hierdie is T is gelyk aan M mal A, hierdie is FG minus T is gelyk aan M mal A. Hierdie ene gaan wees T is gelyk aan 7 maal met A. En dan gaan ons hierso hê, ek gaan hom sommer dadelik daar gaan instel. So ek het 3 maal met 9,8 minus 7a is gelyk aan 3a. Dan het ek, was dit 27, 29,4 is gelyk aan 10a. So a is 2,94 meter per sekonde kwadraat. Is ek reg? Vraag 14. Iemand check my? Ek weet ek het die vraag verander, so ek weet nie of ek reg is hierso nie. Dit is 10a, dit is 3. Is ek reg? Okay, so die memo hierop is verkeerd, want ek het die vraag bietjie verander. Oei. Okay, so ek gaan nou net weer aan sit, die ding gaan bars. Okay, kyk gou vir my na vraag 15, né? Vraag 15 sê vir jou in 'n soortgelyke diagram as vraag 16. Sien dit moet vraag 16 wees en wees vraag 14. Okay? In 'n soortgelyke diagram as in vraag 14 lê 3 kg massastuk op die horisontale oppervlakte en hy ondervind 6 Newton wrywing. So nou het ek wrywing ingesit. En die ander massastuk 2 kg is. So bo is 3, onder is 2 en daar's wrywing. Nou vra hulle vir jou bereken die versnelling. So dis dieselfde storie as wat ons nou net gehad het. Jy gaan nou net wrywing insit. Okay. Dan wil ek hê kyk gou vir my na vraag 16. Vraag 16 het ons 'n katrol. Okay, hier bo. So dit 'n katrol so met 2 massastukke. Okay? So natuurlik as hierdie ene opbeweeg, dan gaan daai ene afbeweeg. En as hierdie ene opbeweeg, dan daai ene afbeweeg. So nou kan jy nie net sê op is positief nie, jy moet sê vir hierdie ene is op positief, vir hierdie ene is af positief. Jy kies die rigting waarin dit beweeg as positief. Okay? So kyk gou vir jy het daar 'n 9 kg en 'n 7 kg. So obviously gaan hy in die rigting van die 9 kg versnel. Is julle met my? So vir die 7 kies jy op as positief en vir die 9 kies jy af as positief. Okay. En dan loer asseblief my daarna vraag 5. Vraag 5. Sien jy dis 'n 5 kg en 'n 2 kg. Okay? En hulle sê vir jou daar's 'n katrol, bla 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 en dan sê hulle vir jou die wrywingskoëffisiënt is 0,4. So hier gee ek nou, is dit 1 level up. Nou gee ek nie vir jou net die wrywingskrag nie, ek gee nou eers vir jou die wrywingskoëffisiënt. So jy moet daarmee die wrywingskrag gaan uitwerk. Okay. Is julle reg? Okay, so daar is julle huiswerk. Jo, moet ek julle toets liewers Woensdag maak? Okay, dan gaan ons die toets Woensdag, maar Woensdag gaan ek aan die huiswerk merk en ek gaan dan nog level up, so dit beteken ek kan nog 'n moeiliker vraag in die toets skryf. Want dit is nog die moeilikste nie. Hæ?